Halleluja. Halleluja. Ons is besig met die laaste boodskap van ek wil nader aan God wees. En ek dink amper daar is seker so 10 van hulle, 10 boodskappe. Leon het vir ons 'n link saamgestel. En as jy die link aflaai, kan jy na al daai boodskappe toe gaan. Leon, dit gaan oor alles wat nader, die ene reeks, dit gaan oor die reeks, nee. Alles oor die reeks, en dan kan jy al 10 boodskappe kan jy na kyk of kan luister. En jy kan dit ook aflaai, nee Leon? Is dit reg? Jy kan dit aflaai op jou rekenaar of op jou foon. Jy kan dit weer vir iemand anders te aanstuur gee. Sien kind van die Here, jy hoef nie self te preek nie, maar weet jy, hierdie boodskappe kan iemand se lewe aanraak. Ek glo dit kan. Amen. Dit kan aanraak en dit kan mense nader aan God bring. Nou, ons het verlede week het ons gepraat oor dat as ons nader aan God wil wees, jy sien moet ons ook 'n paar dinge verstaan, dat God gevoel het en dat God seer kan kry. Nou hierdie gedagte, en ons het verlede week daaroor gepraat, en ek het baie terugvoering gekry oor verlede week se boodskap. God het gevoel. En God kan seer kry deur my en jou optrede. En ons tree op, en ons bely, maar ons het nie regtig berou nie. Wie van julle dit al ervaar in julle lewe? Of is dit net ek? Maar jy sien, wanneer ons verstaan, en dat ons kan sien, en dat ons kan hoor, dat God seer het, en ons het hom seer gemaak deur ons optrede. En daar kom nie 'n verandering in ons handel en ons wandel met God nie, dan is daar ook 'n probleem. In plaas dat ons nader aan God beweeg ons verder van God af. Nou ek weet omstandighede verander, daar's omstandighede vir baie mense, dit weet ek. En ons kan baie daaroor praat. Maar as ons kyk met hoeveel het ons begin, ek wil nader aan God wees, en hoeveel is ons dan nou vandag? Dis die vraag wat ek altyd vra, en iemand stuur vir my 'n boodskap, dit so lekker gelag toe ek praat oor die sepies verlede week. Jy mis nie maklik 'n sepie nie. Maar as dit kom by 'n reeks wat jy preek aangaande God en sy woord, dan raak ons verveeld. En alles dui maar net terug op ons verhouding met God. Praat ek nou te hard vanoggend? Is dit waarheid? Dit is my ondervinding in my eie lewe, ouens. Want ek het hierdie ding geleer, ek moet na my lewe binnekant toe kyk. En as ek na my lewe kyk, dan verstaan ek dat jene jong, jy moet wakker word. Maar ek wil die B-gedeelte met u praat, en waarmee ons gaan afsluit hierdie reeks, is God bly lankmoedig en getrou, ten spyte van die optrede van sy vrou of sy bruid. God bly lankmoedig. Ek dank God dat hy vir ons in sy woord sê dat hy God is en dat hy nie 'n mens is nie. Ek dank God dat hy God is en dat hy nie 'n mens is nie. Want as hy 'n mens was, glo ek nie meer daar's lewe gewees op die planeet Aarde nie.
Kan ek dit weer sê? Ek glo as God 'n mens was, dan was daar nie meer lewe op planeet aarde nie. So ons vernietig het, verdelg het. Maar ek wil hê, ons as bruid, soos God wou gehad het, sy vrou Israel, moes sien, wat het hulle optrede. Hulle optrede aan Baals, hoe hulle die Baals aanbid het. Nou, jy moet verstaan, vandag die Baals het maar net verander, maar die Baals is nog steeds daar. Vandag is baie, jou sport word 'n Baal, jou besigheid word 'n Baal, tot jou familie kan 'n Baal word. Jou werk kan 'n Baal raak, jou finansies kan 'n Baal raak. En dis die een kant, en die ander kant die vleeslike hoerery wat ons bedrywe. En as ons na hierdie goeders kyk, dan moet ons vandag verstaan, kind van die Here, ten spyte van alles, kyk mooi na jou lewe vandag, luister met 'n geestesoor vandag, luister baie mooi. Ten spyte van my en jou, onverskillige optrede teenoor God, bly God getrou. God bly geduldig met my en jou. God bly lankmoedig met my en jou. Want as ons net kyk na die week wat verby is, na ons optrede, hoe onverskillig was ons teenoor God, bly God nog steeds getrou aan my en jou. Hy bly lankmoedig. Hy is soos 'n man wat voor die kansel gestaan het met sy bruid en die belofte afgelê het. Hy sy huweliksbelofte afgelê en hy bly getrou daaraan, ten spyte van die ontrouheid van sy vrou, ten spyte van die ontrouheid van sy bruid, bly God getrou. As ek na my eie lewe kyk, sê ek, God, dankie dat U God is. Want as U nie God was, was ek al lankal weg gewees, verdelg gewees. Staan God en sy huweliksbelofte is afgelê en hy kyk na die ontrouheid van sy vrou en sy bruid. Kind van die Here, hy bly getrou terwyl sy lewensmaat agter ander Baals aan hardloop, terwyl hulle hoereer, bly hy getrou. Kom, kind van God, wil u en ek nie nader aan God beweeg, wanneer ons hierdie waarheid sien, en wanneer ons hierdie waarheid vir my en jou oop lê, deur sy woord en deur my en jou gewete, laat God getrou bly ten spyte van sy bruid en sy vrou se optrede. Wil ons dan nie nader aan God kom, na so 'n God wat ten spyte van ons Baal aanbiddery en hoerery bly hy getrou in hierdie huwelik. Dit maak my, dat ek sê, my God, wie is U? Want wat 'n man, wat 'n vrou, sal toelaat, dat die aanhoudende ontrouheid, en hoeredery van sy man of sy vrou, hoe lank gaan so 'n persoon in die huwelik bly?
Maar ten spyte van my en jou ontrouheid, bly God getrou. Kerk, bruid van ons Here Jesus Christus, sal ons dan nie let op die 7 briewe nie? Sal ons dan nie let op hierdie boek Hosea? Sal ons nie let dat ons optrede God kan seer maak nie? God bly getrou en hy's lankmoedig en hy roep sy vrou, hy roep sy bruid. Hulle roep nie eerste nie. Hy roep na hulle. Hy kyk na hulle optrede. Hy luister na hulle verskonings. Maar hy bly getrou. Dis nie die bruid nie, dis nie die vrou wat eerste beweging maak terug na God toe nie, dis God wat roep. En ten spyte van sy geroep, ten spyte van sy woord, ten spyte van sy gees, ten spyte van die woord, bly die bruid ontrou optree. Hulle kom nie terug nader na die bruidegom, na God toe nie. In hoofstuk 3 en 4 sien ons, God het 'n hoë waarde teenoor 'n siel, as wat Satan teenoor die siel het. Satan het nie waarde aan jou nie. Hy laat jou so belangrik voel. Wanneer jy sy werke doen, want hy weet, as jy sy werke doen, dan word hy jou geestelike pa. Maar net tot op 'n punt, wanneer jy die werke volbring, dan gooi hy jou weg. En daarom toe God vir sy profeet sê, gaan trou 'n prostituut, gaan koop 'n meisie, 15 sikkel silwer, die helfte van 'n slaaf se prys. Dis die waarde, kind van God, wat 'n Baal of wat 'n hoereerder of 'n hoereerster aan jou heg. Jy sien, die duiwel gee nie 'n flenter om nie. Hy verwoes huwelike. Hy maak jou alkoholist op ouderdom van 21. Hoeveel meisies verloor hulle onreinheid al op hoërskool? En baie ook op die laerskool. Die vyand is 'n verwoester, hy gee nie om nie. Die woord van God sê, die dief het gekom om te steel, te slag en te verwoes. Wanneer gaan die bruid aandag gee aan hierdie teksvers? Wanneer daai versoekinge kom, wanneer daai beproewinge kom, wanneer daai pile afgeskiet word, wanneer gaan ons verstaan? Hierdie vyand kom om jou te verwoes. Om jou nie nader aan God te trek nie, maar verder weg van God af te trek, kind van die Here. Ek wil vir jou vandag sê, hy sê ek het jou gekoop, nie met 15 sikkel silwer nie. Sê ek het jou gekoop met 12 punte bloed. Ek het duur betaal vir jou, ek het betaal met my bloed vir jou. En daarom moet jy weet, jy's kosbaar vir my. Geliefde luisteraar, bruid van ons Here Jesus Christus, u moet in hierdie dag verstaan. Jy en ek is kosbaar vir God. Hy heg waarde aan jou. Hy het sy seun, hy het sy als gegee in die kruishout. Hy het niks teruggehou in die kind van die Here. En vanweë die prys wat hy betaal het vir my en vir jou, verwag hy van my en jou 'n baie hoë geestelike standaard.
God verwag nie van my en jou 'n goedkoop geestelike lewe nie. Kind van die Here, ek wil vir jou vandag sê, en hoor vandag waarheid, die bruid van ons Here Jesus Christus, die kerk, lewe 'n goedkoop geestelike lewe. En ek wil nie veralgemeen nie, daar's waarlik manne en vroue, seuns en dogters wat naby aan God lewe. Maar dis wat die woord sê, baie is geroep, min is uitgekies. Wyd is die pad, smal is die poort. Kind van God, ek wil jou vandag sê, totdat ek en jy nie weer opnuut besef die waarde wat God in jou geheg het, dat hy sy seun aan die kruishout tot sterwe het nie. Hy het jou duur gekoop, hy het 'n prys betaal, nie 12, nie die helfte van 'n slaaf nie. Hy het met sy lewe vir my en vir jou, vir sy kerk, vir sy bruid betaal. En daarom, kind van God, verwag hy van my en jou nie 'n goedkoop geestelike lewe nie. God wil nie hê dat ons sonde in die wêreld moet akkommodeer in 'n goedkoop onheilige lewe lei nie. Wil u nader aan God kom? Wil u nader aan God wees? Sal u en ek vandag moet verstaan, God het emosie. God kan seer kry, maar hy bewys sy liefde ten spyte van my en jou optrede, sy lankmoedigheid en sy getrouheid. Dis hoekom hy vir ons sê in 1 Korintiërs 6 vers 19 en 20, hy sê julle is duur gekoop, verheerlik God met julle liggame, wat 'n tempel van God se gees is. Is meer en meer in my lewe wat ek verstaan, en ek kyk na my eie lewe eerstens, totdat ons nie die volle openbaring gaan kry van hom in ons nie, sal ons altyd soos 'n onnoosel duif van God af wegvlug. Hoekom vra God heiligmaking? Hoekom vra God afsondering? Hoekom vra hy toewyding? Hoekom vra hy 'n hoë geestelike standaarde vir ons? Want hy het 'n hoë prys betaal. En daarom kan hy dit vir my en van jou af verwag. Daar's niks goedkoops aan die saligheidsboodskap nie, kind van God. Hosea 3:3, hoor wat sê hy hierso? En ek het aan haar gesê, jy sal 'n lang tyd moet stil sit vir my, nie oreer nie. Wanneer jy kyk na Johannes hoofstuk 14 vanaf vers 1, dan sê hy sê kyk, ek gaan weg, ek gaan na my Vader se huis, ek gaan om vir jou plek voor te berei. Maar wanneer die plek daarvoor wil, kom ek terug na jou toe, kom haal jou. Wat sê hy vir ons in vers 3? Hy sê, ek het aan haar gesê, jy sal 'n lang tyd moet stil sit vir my, nie oreer nie, en aan geen man behoort nie, so en so ook ek teenoor jou. So ek gaan getrou wees. Ek gaan getrou wees, maar wees jy ook getrou? Wees jy ook getrou? Hy sê vir ons, in Hosea 5 vers 6 sê hy, soos hardop om so 'n bietjie deur die boek Hosea om klaar te maak. Hy sê met hulle kleinvee en hulle beeste sal hulle heen gaan om die Here te soek, maar hom nie vind nie. Hy het hom aan hulle onttrek. Nou kind van die Here, ek wil jou vandag sê, is 'n verskriklike ding, is God stil raak. Maar die meeste hartstikke ding is, baie van ons kom nie eens agter God het stil geraak nie. Soos ons besig met die baals, ons besig met die vleeslike hoerery, ons kom nie eens agter God het stil geword nie. Het dit julle al ook al oorgekom? Ja. Sê hulle gaan hom soek, hulle gaan kom met hulle offers, maar hulle gaan hom nie vind nie.
Kind van God, ek wil jou vandag sê, daar kom 'n tyd in my en jou lewe. As God stil raak, dit is verskriklik as God stil raak in ons lewens. Ek ken baie mense. Baie mense bedien sê, maar God antwoord my nie meer nie. God sien my nie meer nie. Hy hoor my nie meer nie. God weet nie meer van my nie. God se stem het stil geword in hulle lewe. Dis wat hulle ervaar. Kom met hulle offers. Maar God is nie meer daar nie. Hosea 5 en 6, God het ambisie, hy neem inisiatief, kind van die Here. Hy het emosies, maar die Baals het nie ambisie nie. Baals het nie emosie nie. Maak jou dood. Hy stel ook geen eise nie. Hy's 'n dooie ding, maar ons aanbid hom. Hy kan nie vir jou voorspoed bring nie. Kan nie vir jou lewe gee nie, maar ons aanbid hom. Hy is Agan, julle weet mos wie Agan, daai afgodsbeeld van die Filistyne was. Toe die ark daar geplaas word in die selfde tempel, toe val hy om. Breek hande en arms en wat ook al, dooie pop. Maar dis hoe kranksinnig die mens is, hulle aanbid goedjies wat nie 'n God is nie. Hulle aanbid dinge wat nie ewigheidswaarde het nie. Jy kan maar kyk, ouens, jy kan maar toets. 'n Ding het nou vir jou waarde, dan nou daai waarde vir jou miskien 'n dag of 2, miskien 'n week, miskien 2, miskien 'n maand. Nee. Maar daarna verloor hy waarde. Maar God in jou verhouding is ewigheidswaarde. In jou verhouding met God, kind van die Here, wanneer jy waarde aan God verloor, het jy 'n probleem, het ek 'n probleem, het die kerk 'n probleem. Sien, kind van die Here, God het ambisie. Hy is lankmoedig, hy is getrou. Hy soek al nie. Hy roep na my en na jou. Hy het ambisie vir my en jou. Hy kyk nie net na my en jou as 'n nommer nie. God roep, hy het ambisie vir my en jou. En daarom sal God toetree om my en jou terug te kry as sy bruid, soos hy toegetree het om sy vrou terug te kry, gaan hy toetree na my en na jou toe as sy bruid. God is nie 'n lafaard nie, kind van die Here, ek wil hê jy moet vandag verstaan. God wil behou wat syne is. Hy gee nie so maklik op nie. Kyk na die egskeidingssyfer in Suid-Afrika. Manne en vroue gee op die huwelik, hulle skei. Hulle gaan uit mekaar uit. Maar God sê, ek gaan jou nie skei nie. Ek heg waarde aan jou. Tot aan die einde van my en jou lewe sal God vir my en jou veg. God wil syne ten alle koste behou. Wanneer hulle afvallig word, sal hy inisiatief neem. En God is nie bang om my en jou terug te bring nie. Kind van die Here, ek wil jou sê, wanneer ek en jy in sonde is, sal God met my en jou handel volgens daai sonde. God is nie 'n lafaard nie, kind van die Here. Daarom, en hy sal jou tugtig. Speel games. As die bruid speel games, kyk, hy sal jou tugtig. Hy eg waarde aan jou, hy neem inisiatief en al hoe jou terug kan kry, is wanneer hy toetree en jou aandag weer kry. En daarom hy sal jou tugtig. Baie mense sê, nee, God tugtig nie. Ek wil jou sê, God is 'n Vader. Wat sê hy? 'n Kind wat nie getug word, wat word hy? Hy word 'n skande vir die moeder. God is nie 'n lafaard nie. God het ambisie, kind van die Here. Dien hom en hy sal jou seën. En dis hoekom hy sê in dieselfde Johannes 10:10 sê hy sê hy het gekom dat ek en jy lewe en oorvloed kan hê. Maar waaruit vloei die oorvloed? Uit dit wat hy vir jou gedoen het.
Dit wat hy vir jou en vir my gedoen het, Hosea 6 vers 1, hy werk met ons wanneer ons onverskillig is. Kom ons lees dit vers 6 vers 1. Kom laat ons terugkeer tot die Here, want hy het ons verskuur en sal ons genees. Hy het geslaan en sal ons verbind. Wat sê dit vir my en jou? God het met sy vrou gehandel na hulle ontrouheid. God neem inisiatief. Hy bly getrou, hy sê ek gaan getrou bly aan jou terwyl jy ontrou is. Hy sê ek gaan inisiatief, ek gaan jou terugbring. Gaan jou terugbring en hier sê hulle ons kom dat ons terugkeer na God toe. Hosea hoofstuk 7 en 8. Hy raak bekommerd en besorg oor sy volk wanneer hulle begin afvallig raak. Ek en jy speel voetjie met Baal. Ek en jy oreer voetjie, maar ek wil jou vertel, ek en jy kom dit nie eens agter nie, maar God kom dit agter. Jy sien kind van die Here, want ek en jy verstaan nie, hy is by en in ons nie. Hy is nie 'n God van ver nie, want ek en jy ontrou is hy 'n God van naby. Jy sien ek en jy verhard ons harte, ons maak die gewete stil. En ons maak of hy nie daar is nie, maar hy is daar. Kind van die Here, hy sê vir my en jou, hy kom maak woning in my en jou, wanneer ons tot wedergeboorte kom. Wanneer ek en jy onverskillig raak, wanneer ek en jy afvallig raak, wanneer die volk nog self geen besorgdheid toon oor hulle geestelike toestand nie. God sê vir hulle in Hosea 7:19 sê hy, God is bekommerd en terwyl ek en jy nog houtgerus is, nou kom die grys hare verwys. Luister mooi wat hy hier vir ons deurgee na afvalligheid. Jy staan nie een oggend op en jy's 'n sondaar nie, jy het afvallig geword nie. Nee, kind van God, afvalligheid is 'n proses. Hier 'n grys haar, daar 'n grys haar. Nee, jy trek hierdie ene uit en dan kom daar die ene uit. Nee, jy sien iemand wat besig is om verder van God af weg te beweeg. Hulle lewe onverskillige lewe. Hulle laat dinge toe in hulle lewe. Baie jare terug, ek is baie jong pastoor gewees. Daar in Richards Bay en ek luister na iemand wat verskonings opdiep. Hoekom hulle nie kerk toe kan kom nie en hoekom dit en nie dit nie. En hoekom hulle nie God kan vereer nie met hulle tiendes nie, en ek sit en luister en daar kom iets in my gees en ek sê Here gee my 'n woord oor verskonings. Ek het hom lanklaas bedien, maar ek sal hom seker weer eendag bedien as die Here my toelaat. En daardie oggend preek ek oor verskonings. En na die diens toe stap ek langs 'n broer vir my, hy is al by die Here. Maar sy vrou gaan aan soos njep. Yes, wara. En hy loop in vlei. En sy gaan aan en hierdie woord is nou net te hard vir haar, te reguit vir haar gewees. En al wat hy maak, loop in vlei. En hy draai om na dat hy so weer so waar hy vra vir haar, het hy waarheid gepreek? Het hy die woord na ons toe gebring? Hoekom gaan jy so te kere? Hoekom gee jy nie aandag aan jou verskonings nie? Jy sien kind van die Here, iemand wat verder van God af beweeg, hulle bring die verskonings in, hulle is onverskillig, hulle kom dit nie eens agter nie, die verskonings is 'n teken van teruggevallenheid. Hulle kom dit nie agter nie. Hulle beweeg weg van God af. Grysheid, grysare, en hulle weet dit nie. Hosea 7:1-3, kom ons lees.
Terwyl ek Israel genees, word die ongeregtigheid van Efraim openbaar en die booshede van Samaria, want hulle pleeg bedrog en die dief breek in en 'n rowerbende plunder op die straat. En hulle sê in hulle hart dat ek aan al hulle boosheid nie dink nie. Sê die bruid van die Here Jesus Christus in 2021 September maand, sê hulle nie maar dieselfde nie. Nou omsingel hulle dade hulle, dit lê oop voor my aangesig, kind van God, my en jou onnooslike optrede lê oop en bloot voor God. Daar's niks vir God verborge nie. Maar as ons nie bekeer nie, God neem inisiatief en hy gaan ons terugbring. Het u geweet, sondes aan die kruishout gestraf. Maar die gevolge van my en jou optrede, as ons nie bely en laat staan nie, gaan daar gevolge vir ons wees. Vers 3, met hulle boosheid verbly hulle die koning en met hulle leuns die vorste. Kind van die Here, Hosea 8:11. Hoor wat sê hy, want Efraim het die altare vermenigvuldig om te sondig, die altare vir hom tot sonde geword. Die altare het vir hom tot sonde geword. Kind van die Here, my en jou optrede, my en jou handel en wandel, word 'n altaar. Ek weet dit is die populêre woord hier nie, maar iemand moet dit sê vir ons. En hierdie woord praat in my hart. En ek moet bely. Maar as ek nader aan God wil kom, moet ek verstaan, God kan seer kry. God het emosies, hy kan seer kry deur my optrede. Vandag is hy bruidegom vir my en jou. In die Ou Testament was hy man gewees vir sy vrou Israel. Progressiewe bou van die altaar, 'n man wat terugval, gaan terug na een ding en dan na die ander, en op die ou eind is hy 70 keer erger as wat hy was. God is bekommerd wanneer ek en jy die eerste daad pleeg, as God al bekommerd. Maar ek en jy nie, ons voete aan, die bruid gaan aan. Ek het in my lewe gesien, val terug, te kyk hoe moeilik is dit om terug te kom. Trouwens, wat mag ek? Gee jy my toestemming? Ek kom in die Parel en eerste keer na 'n paar maande, kom sien hy my en hy kom woon 'n diens by, en 1 of 2 dienste bygewoon en hy raak net weer weg. Is dit so? En so, as ek nou al so 8 maande na jaar toe, bel hy my, en sê, kan hy my sien? Ek sê, ja, kom drink koffie, en ek kan hy sit daar en praat. En hy sê vir my hierdie woord, hy sê vir my pastoor, ek soek iemand, wat met my pad kan stap. En ek sê vir hom, François, ek kan met jou pad stap, mits jy accountable gaan wees. As jy nie accountable, wat is accountable nou weer in Afrikaans? Verantwoording gaan doen nie. Moenie my tyd mors nie gaan. En hy sê vir my, dis reg, hy sal verantwoordelik, hy sal accountable wees. En hy sit daar en hy sal met jou eerlik wees en hy sal my sê, maar kan hy stap op pad, party daar dan voel hy of hy wil opgee, party daar voel hy wil weghardloop, nee, maar as ons daar gepraat het, dan moet hy weer vuur en vlam. Jy sien, kind van die Here, wat wil ek vir jou sê? Ek sit en luister vir hom toe hy sê die R7,000 wat hy moet betaal vir die boeke, toe lag ek. Ek sê, François, Jakobus hoofstuk 1. Ag, dit louter vreugde. Kind
van die Here, wat wil ek jou vandag sê? Ek ken gemeentelede, hulle is gemeentelede gewees, hulle is teruggeval, hulle is so ver terug, nee, hulle is 70 keer erger as wat hulle was. Maar ek dank God, ouens, vir sy genade, of het nou 70 keer was, hulle is woes, nee, maar as hulle terugkeer na God toe, ouens, wil ontvang God, hulle soos daar die seun wat teruggekom het na sy pa toe, God wag. God wag, Hosea 8, God kan eensaam en verstote voel, deur ons toedoen, vers 14, Israel het sy maker vergeet. Vers 14, ek lees, omdat Israel sy maker vergeet en paleise gebou het en Juda 'n menigte versterkte stede, daarom sal ek 'n vuur in sy stede slinger wat sy paleise sal verteer. Hou aan om God te terg, dan kyk jy wat gebeur met jou lewe. God is nie 'n lafaard, hy het inisiatief, jy het waarde vir hom. En as hy jou moet tugtig, sal hy jou tugtig, kind van die Here. Moenie daardie evangelie glo dat God nie tugtig nie. God in sy ewige liefde sal jou tugtig, want hy wil jou terugbring. Wat sê die woord? As jy nie getugtig word nie, is jy oneg. Kom ons haas ons om taat te maak. God kan eensaam en verstote voel deur ons toedoen. Israel het sy maker vergeet. Die volk stap weg, die bruid stap weg en laat God die bruidegom alleen agter. Hoekom het God vir Adam en Eva geskaap? Hoekom het God vir Israel sy vrou en sy bruid vergeet hulle maker en hy voel eensaam en hy voel verstote? Het jy agtergekom hoe gebruik mense COVID om God nie te dien nie? Hoe gebruik mense COVID om nie dienste by te woon nie? Ek sit gister of eergister sit ek in 'n geselskap en die dame is seker 2 of 83 jaar oud. Sy's oralis vir 60 jaar in 'n gemeente hier in die Parel. Sy vra vir my, pastoor, hou julle dienste? Ek sê, ja, ons hou dienste. Ek sê, al wat ons doen is wanneer die regering toemaak, maar ons die kerk gaan aan. Sy sê, by ons gaan niks aan nie. Sy sê, ek bel die predikante hoor of dan iemand dood is, dat ek toch net bietjie in die kerk kan kom en die orgel te speel nie. Sy sê, vir hoe lang is hulle gemeente toe? Daar is nie 'n byeenkoms nie. Die Bybel sê waar 2 of 3 is, daar is hy. Die mense gebruik, predikers gebruik die verskoning, COVID. Glo my vandag, ek sê dit op YouTube, sê ek dit en ek sal dit op televisie ook sê. Predikers sal vir jou sê, die meeste van hulle sukkel om die mense terug te kry in die dienste, want hulle het so gewoond geraak aan die media, hulle kan in hulle bed lê en kerk luister, en die boodskap luister, maar dit is nie dieselfde as die medelewe, dit is nie dieselfde as die funksionering van die liggaam van Jesus nie. Is nie dieselfde nie. Dit is totaal ander dinge. Maar die mense gebruik dit. Aan die begin was dit lekker geweest, nee, maar dis reg, maak julle maar toe, ons gaan die media gebruik. Ons gebruik die media nou. Wat gebeur nou? Waar is die liggaam van Jesus? Waar is die onderlinge byeenkoms? Waar pas Hebreërs 10:24 in nou? 25 waar hy sê, moenie julle onderlinge byeenkomste verwaarloos, so sommige die gewoonte het nie, maar vermaan mekaar tot goeie werke. Waar kom dit nou in? Ek kan nie vir my kwaad wees nie, die woord sê dit. Hosea 9:10 praat God haat sonde. Hosea 9:7, daar kom vergelding.
Maar luister mooi, Hosea 11 en 12. Kom ek sluit af. Nadat hy sy haat bekend gestel het, die sonde toe slaan God weer oor in 'n sagte noot vir my en jou. Toe breek God se liefde deur. Hy skei nie. Hy skei nie. Sy gaan jou nie los, gaan jou nie skei nie. Toe breek sy liefde deur. Ek kan maar Hosea 11 en 12, 13, 14 keer maar lees. God is al een wat werklik haat en liefde kan hanteer. Ek wil hê u moet hoor vandag. Slegs God kan haat en liefde hanteer. As geen mens wat haat en liefde gelyktydig kan hanteer nie. Hy haat die sonde, maar die sondaar oneindig lief. God haat die sonde, maar die sondaar oneindig lief. God se karakter is liefde. Sy totale wese is liefde. En daarom sê God vir sy bruid, keer terug na my toe. Ek maak aan jou openbaar my woord. Lees die 7 briewe, lees Hosea, lees die Bybel. Hy sê ek maak aan jou openbaar wat my seer maak. Maar ek maak ook aan jou openbaar wat my verbly. En daarom dunamisbediening, YouTube kykers, Merinda, Harry, my suster en haar man aan Pretoria, deel hierdie woord. Vergeet van die prediker wat die woord reguit sny. Kyk na die inhoud wat hy bring. Kyk verby my. Kyk na die woord. Luister na God. Luister na sy gees. Dis waarna ons moet luister. Amen. Mag die Here vir u seën. Mag die Here hierdie woord aan u hart toe vertrou, dat hierdie woord so kragtig lewend in u lewe sal word, in die verhouding met God wees, dat jy elke dag net nader en nader en nader aan God wil wees. Amen. Prys die Here. Vader, dankie vir die woord, dankie vir die geleentheid. Vader, om hierdie woord te kon bedien. Here, dankie wat u in my eie lewe gedoen het. Vader, ek wil u loof, ek wil u prys in hierdie dag. Here, dat ons net nader en nader aan u kan kom. Dankie, Heilige Gees. Dankie dat u met ons gewete werk. Want Here, ons weet die gewete is die verklikker van die siel. Here, help ons. Help ons, dat ons waarlik die bruid, Here, dat ons die 5 wyse maagde sal wees. Wys sal wees. In ons handel en ons wandel met u. In Jesus mooi naam. Amen. Amen. Prys die Here.